Here, alles wat ons het U gegee. En alles wat ons vir U gee, gee ons met dankbaarheid, omdat U vir ons sorg, omdat U ons God is, ons enigste God is. Help ons om so te lewe, dat die dinge wat ons dink, die dinge wat ons sê, die dinge wat ons doen, altyd in ooreenstemming sal wees met dit wat U vir ons gegee het, en nie wat ons verdraai het nie. Hoor ons dan vanoggend as ons uit die woord lees, daaroor nadink, en dit met ons saamvat vir die week wat voorlê. In Jesus se naam alleen. Amen. 2 Konings 23, in die Kanselbybel se bladsy 320 van die Ou Testament. Soos ek gesê het, is 'n baie kort gedeelte, maar dit is van die langste verse in die Bybel wat ons hier so kry. Dit is net 3 verse, maar dit is, as ek reg onthou, is dit net so oor die 120 woorde. As ek kan begin by 2 Konings 22. 2 Konings 22 vertel vir ons hoe Josia, ek gaan net nou iets oor hom sê, aan bewind gekom het, en dan hoe hy op 'n stadium kom die priester, hulle maak die tempel skoon, en terwyl hulle besig is om die tempel skoon te maak, kom hulle op 'n wetboek af, en die wetboek bring hulle dan na die koning toe, en hulle lees dit vir die koning voor. As die koning hoor wat in die wetboek geskrywe staan, is hy so geskok, dat hy onmiddellik 'n radikale stappe neem, om dit te verander, en dit in ooreenstemming te bring met die woorde van hierdie boek. Net om seker te maak die boek is eg, vat hulle die boek na Hulda, of in die nuwe vertaling praat er van Gulda, die van julle wat Fiddler on the Roof ken, Gulda, die Octavia se vrou, is dieselfde naam. Sy was 'n profetes gewees, en sy was 'n baie dinamiese vrou gewees, uit wat ons weet van haar, en hulle sê vir haar, is hierdie boek eg? En sy sê vir hulle, ja, hy is eg. En dan vat hulle terug na die koning toe, en die koning, dan kom hulle by die koning terug, en dan sê ons in vers 1 van 23, die afvaardiging het aan die koning gerapporteer, wat sy gesê het, dis nou Gulda gesê het, en hy en al die leiers van Juda en Jerusalem by hom, het hy laat bymekaar kom, en daarna is die koning na die huis van die Here toe, met al die mense van Juda by hom, en ook die inwoners van Jerusalem, die priesters en die leviete, al die mense, groot en klein. Ek wil hê jy moet mooi kyk hoe die beskrywing gegee word. Die koning laat die mense van Juda kom, met ander woorde die hele land. Maar almal kan nie kom nie, want almal is nie in staat om daartoe te kom nie. En ook die inwoners van Jerusalem. Met ander woorde, die ouens wat naby die tempel was so half en half verplig. Dit is 'n koninklike dekreet. Julle moet kom. Julle moet by die tempel wees. En daar het hy alles, en dis al die mense, groot en klein. Daar het hy alles aan hulle voorgelees, wat in die boek van die verbond gestaan het, wat in die huis van die Here gekry is. Toe die koning op sy plek gaan staan, en 'n verbond met die Here gesluit, en beloof om die Here te volg, en sy gebooie, verordeninge, en voorskrifte met sy hele hart en siel te gehoorsaam, en om die bepaling van die verbond, soos in hierdie boek vasgelê is, na te kom. Luister mooi, die koning sluit die verbond. Die koning verbind hom tot hierdie verbond. En dan die laaste sin in vers 3, die hele verbond, die hele volk, het ook die verbond aanvaar. So op grond van wat die koning doen, sê die volk, ons sal ook so maak. Ons teks van vanoggend is 'n skarnierteks tussen hoofstuk 22 en hoofstuk 23 vanaf vers 4. En dit vertel vir ons van 'n geweldige en dramatiese omkeer in Jerusalem en in Juda, in die weier as Jerusalem ook. En dit het veral betrekking gehad op godsdienstige sake. Die koning kom en hy laat vernietig 'n klomp goed vanaf, gaan net daarby uitkom vanaf vers 4. Hy laat vernietig die beelde van Baal en van Asherah, die beelde van die hemelliggame, die sterre, die maan en so aan wat aanbid is. Hy vernietig die hoogtes, hy laat die priesters doodmaak van die godsdienste. En daar is met ander woorde 'n hele deurmekaarspel. As jy dit met ons tyd wil vergelyk, dis dit baie nou asof ons in dieselfde tyd is. Daar's baie godsdienstige verandering oorster aan die gang. Ons weet nie meer watter om te glo en watter om nie te glo nie. Polities is dit net so deurmekaar. In die tyd van Josia
was Egipte aan die een kant en Babel aan die ander kant aan die opkom as twee strydende magte, amper soos Amerika en China in ons tyd. En in hierdie tyd sterf koning Manasse. Hy was die koning wat die heel langste regeer het, 55 jaar lang regeer het, wat dit baie lank maak in die geskiedenis van Israel. Hy het toe gesterf en sy seun Amon word toe die koning. Maar Amon was net so goddeloos soos sy pa Manasse. Nou Manasse het verskriklike goed aangevang. Hy het die Baals en die Astartes aanbid. Hy het selfs van sy eie kinders geoffer vir Moloch en Amon sy seun volg dan nou ook hierop. Maar Amon regeer net vir 2 jaar. Toe word hy vermoor. Toe kan die klomp in Israel en Juda dit nie meer verduur nie en hulle vermoor vir Amon en hulle sit sy seun Josia op die troon. Josia was 8 jaar oud toe hy koning word. Hy het regeer vir 31 jaar, so van 46 tot 609 af. Vanaf so 8 jaar uit tot so 12, 14 jaar oud, sou dit dan die mense wat hom op die troon gesit het, sou dan as regente opgetree het. Nou, vertel 2 kronieke vir ons, 2 Kronieke 34, dat Josia op die ouderdom van 18, dan oor 10 jaar nadat hy koning geword het hy 'n diep geestelike ervaring. En hy sê, ek soek na die God van my vader Dawid. Ek wil terugkeer na hierdie God toe. En hierdie soeke van hom lei tot die hervormings wat ons dan nou in die boek lees, of in hoofstuk 23 van lees. En dit is als die gevolg van dat hy bly soek het en eintlik sy antwoord kry binne die wetboek. Waarskynlik was hierdie wetboek Deuteronomium, maar nie die volledige een wat ons vandag het nie, dit was 'n korter weergawe. Die profetes Hilda speel 'n groot rol in hoe hierdie godsdienstige sake ontwikkel. Daar is 'n uitspraak wat sy vir koning Josia stuur, 2 sterk pole. Die een kant wat vir ons vertel, God is siek en sat vir Juda se afgoderry. Hy kan dit nie meer hanteer nie, hy gaan Juda vernietig. En dan aan die ander kant van die oordeelsboodskap is die genadeboodskap aan koning Josia. Omdat hy vir God gesoek het, sal hierdie vernietiging van Juda nie in sy leeftyd plaasvind nie. Die Here sal hom begenadig en vir die 31 jaar, of dan van daai tyd af dan nou 18 tot 31, so omtrent 21 jaar wat hy dan nog sou regeer, sou dit goed gaan in Juda as gevolg van die manier waarop Josia geglo het. Hulda was 'n sleutelpersoon in die samestelling van wat ons noem die Deuteronomistiese boeke. Dis Deuteronomium, Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings. En dis hoekom ons ook eintlik hierso baie naby aan die einde kry dat 2 Konings eindig by hoofstuk 25, wat hy dan eindig. Want dis die tyd waar Hulda saamgeleef het en sy het hierdie bundel van boeke het sy saamgestel. Haar Nuwe Testament ekwivalent is Priscilla. Priscilla was die eerste teologiese professor in die kerk se geskiedenis. Ons leer dat hy vir Barnabas en Apollos hulle almal opgelei het en hulle geleer het om die evangelie suiwer te lees en te verstaan. Dit nou genoeg dan van die 2. Maar wat Hilda se bydrae was, Hilda het hierdie sterk klem gelê. Luister vir God en dit sal goed gaan met jou. Moenie vir God luister nie en dit gaan sleg gaan met jou. So dit is baie eenvoudige teologie wat in die Deuteronomium boeke is. En daarom sê hy dwars deur die Deuteronomiese skrifte, Deuteronomium en al die boeke wat ek genoem het, sê hy kry, wanneer 'n koning goed doen, is hy goed. Wanneer hy sleg doen, gaan dit sleg. Dit is absoluut deur en deur 'n teologie waarmee ons baie sterk aanklank kan vind. Luister en dit gaan goed, wees ongehoorsaam en dan volg straf. 'n ander persoon wat 'n geweldige rol in Josia se lewe gespeel het, is die profeet Jeremia. Ons verwyder Jeremia altyd so effens weg van die konings af, omdat dit 'n aparte boek is. Maar Jeremia se profeetskap het in die tyd van Josia ook begin. In die 13de jaar van Josia se regering, volgens Jeremia 2, 1 vers 2, het Jeremia begin om diens te doen. Hy was 'n priester gewees en uit Anatot, en hy het dan probeer saam met Josia met die hervormings van wat Josia wil inbring, dit uit te bring.
Die verskil tussen Josia en Jeremia is, Josia verander al die buitestrukture. Hy vat die afgode weg, jy weet, verbied seker goed, amper soos die sensuurraad, wat ons vroeër jare gehad het. Maar wat doen Jeremia? Jeremia sê, dit help om hierdie goed weg te vat nie. Mense moet innerlik verander. Mense moet oortuig word, dat dit wat ons nou doen, is die moeite werd. Dit is reg, dit is wat God wil hê. En dan kry ons, dat wanneer Josia sterf, daar vir Jeremia gesê word, nee, jou innerlike goeders is nie soveel van gesag nie, dit is nie so nodig nie. So na die dood van Josia by die stryd van Megiddo met teen Egipte, stort Juda sy hele politieke strukture in goed, in duie. En die ballingskap volg dan binne 20 jaar na Josia se dood. En as julle onthou, Jeremia is in deel van daardie verhaal van die ballingskap, hoe Jeremia dan pleit, hoe Nebukadneser vir Jeremia begenadig, hoe die mense dan later vir Jeremia vat en hom ontvoer na Egipte toe, waar Josia se een seun op daardie stadium, hy was toen al reeds oorlede, maar sy nageslag in Egipte gebly het, waarskynlik in Elefantien, wat ons van weet. En dan kom ons tydens die ballingskap, dat Esra en Nehemia kom na vore, as die mense wat sê, maar nou het ons terugkeer na die woord van God. En ons moet nie net dinge verander buitekant nie. Ons moet nie net strukture verander nie. Ons moet nie net lewenswyses afdwing nie. Daar moet 'n diep oortuiging in ons harte wees, dat dit wat ons doen, is reg. Dis volgens God se wil. En daarom kry ons dat na die ballingskap is die monoteïsme, die feit dat daar net een God is. En hy is verantwoordelik vir alles. Baie, baie sterk in die Judaïsme begin, wat dan sou voortduur tot die Here Jesus Christus kom. Ons is in middel van Oktober, dis hervormingsmaand. En die vraag is of dit wat God van ons vereis, en wat ons daagliks mee nodig is, enigstens met mekaar te doen kry. Wanneer dan die verhaal van Josia kyk, dan is daar sake wat ons opval. Hy is een van die minmans, om my waarlik sê, hy is die enigste een van die konings, van wie daar gesê word, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. En dan sê daar so verder aan kry, daar word gesê, hy het die hoogtes verwyder, die afgodsbeelde verwyder, vernietig. Hy sentraliseer die aanbidding in Jerusalem. Vandag sal sê, hy het die kerk as die enigste plek beskou waar die evangelie verkondig moet word. Hy verniet die verbond tussen volk en God. Aan die ander woorde, hy sê, onthou wat het God vir ons gesê, onthou aan wie is ons verbind, onthou wat hy van ons vra. Hy herstel die Paasfees, iets wat sedert die dae van sy voorvader Dawid redelik verwaarloos is. So goed was hierdie hervormings, dat 2 Konings 35 vir ons amper jubelend sê, daar was voor hom nie nog so 'n koning nie, 23 vers 25 sê, daar was voor hom nie nog 'n koning soos hy, wat hom tot die Here bekeer het met sy hele hart en siel en met al sy kragte, hulle hoor hier Deuteronomium, in ooreenstemming met die wet van Moses nie, en na hom was daar nou ook nie weer so 'n koning nie. En tog sê 2 Konings 23 vers 26, net die volgende vers vir ons. Tog het die Here nie afgesien van sy verskriklike woede teen Juda nie. En oor al die slegte dinge wat Manasse hom mee getart. En onmiddellik oor ons Exodus, die sondes van die vaders word besoek aan die kinders, en in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Hoekom? Want Josia se hervorming het strukture verander, maar nie mense se harte nie. Josia se veranderings was dinge wat jy kon sien en hoor, maar mense se harte was nie daar nie. Sodat die profeet Jesaja later sê, hierdie mense dien my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Bright in sy geskiedenis van Israel verklaar, Josiah's reformation was the triumph of outward orthodoxy, met ander woorde die regte leer, without inward renewal. Daar was geen hernuwing in mense se harte nie. Die boosheid het steeds in ons harte as mense bly lê. Daar was 'n verskil tussen wat mense in die kerk doen en wat mense buite in die kerk doen. Wat mense binne in die kerk sing en sê en waarna mense luister en kyk buitekant die kerk. Hierdie teologiese nalatenskap van Josia, sy terugkeer na die woord,
is een van die sentrale temas van die hervorming. Hy sê vir ons moet terugkeer. Hoor Israel, hoor gemeente van Wolkberg, hoor kyker, daar is net een God. Hy is die enigste. Ek was in die week in verskeie gesprekke oor die betekenis van kerk. Wat beteken nou werklik kerk te wees? En baie mense wat ek mee gesels het vir my lankal sê dat die kerk afgeskryf. En ek die vraag gevra, maar kan jy op jou eie kerk wees? Kan jy kerk doen sonder medegelowiges? Kan jy 'n kerk wees sonder dat ek deel van 'n gemeente is? Hoe verstaan ons kerk in ons dag? Op ons gemeente se Facebook het ek 'n skakel gepos van Sola Media, 'n gereformeerde blad, oor die saak, en ek stem 100% saam met wat Dominee Sanchez daarin sê. Dis 'n Amerikaanse stuk. Wanneer ons na ons geleesde gedeelte kyk, dan val dit op, ons moet baie versigtig wees vir kosmetiese veranderings. Met ander woorde, ons moet versigtig wees om dinge te verander sodat dit mooi gaan lyk, maar geen betekenis het nie. Vol kerke beteken nie mense se harte het verander nie. Die statistieke wys vir ons dat na Charlie Kirk se moord het kerkbesoek skielik verdubbel. Bybelverkope het met 40% toegeneem. Maar dit is klaar reeds aan die afneem. Toe ons hierdie in Suid-Afrika ook die berigte oor die wegraping gehad het in September, was daar 'n geweldige oplewing in geestelike gesprekke. Daar was gebedsgroepe wat gestig is, mense wat gevas het, mense wat by mekaar gekom het in byeenkomste. En toe daar niks gebeur nie, toe val alles plat. Dis soos wanneer jy die oond oopmaak voordat die koek gaar geword het. Toe plof hy net in. Dit is soos hierdie saak het die wêreld soos 'n vratsgolf getref. Maar hy het gekom en hy het gegaan. En my vraag is nou, wat het verander? Wie het verander? Of is dit dalk soos Josia se seun Amon, wat sy pa was skaars dood, en hy het nie lank regeer nie, 3 maande, wat hy gereageer het. Onmiddellik daarna, toe val hy terug in sy oupa Manasse se maniere van doen. Ambrosius, die kerkvader in Milaan, verwys na hierdie teks en hy sê, dat wanneer ons werklik by God wil uitkom, moet dit geskied in die samekoms van die gelowiges. Hy sê, jy kan nie kerk wees op jou eie en dan die woord van die Here hoor nie. En dan kom hy en hy haal Dawid aan uit Psalm 69 wat sê, die ywer vir u huis het my verteer. En onthou, toe Dawid geleef het, was daar nog nie 'n tempel nie. Daar was nog nie die tabernakel. Die tempel was nog nie daar nie. Maar Ambrosius sê, dat selfs voordat die tempel daar was, het die Here gesê, die volk moet by mekaar kom, die gelowiges moet by mekaar kom. Hulle kan nie wegbly nie. En dan het ek net 'n verwys in die teks, toe ek gelees het, van die koning tot die mense, groot en klein, moet by mekaar kom om die woord van die Here te hoor. En hy verwys ook na die Here Jesus, wat dieselfde teks gebruik in Johannes 2, toe Jesus die tempel gereinig het. Wel wetende die tempel sou vernietig word. So met ander woorde, die kerk is nie 'n gebou nie, daarmee is die mense reg. Die kerk is die samekoms van gelowiges, van mense wat die een God bely as die enigste God. En hieruit leer ons die gemeente wat by mekaar kom vorm die huis van die Here. Paulus noem dit spesifiek so in 1 Timoteus 3 vers 15 as hy sê, julle moet weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. Dit is die gemeente van die lewende God en die grondslag van die waarheid. So Paulus sê baie direk hierso, die gemeente wat by mekaar kom, is die huis van die Here. Dis in die gemeente wat by mekaar kom, waar ons die woord oordink en bedink, en wat ons by die waarheid uitkom. En ons moet daar die waarheid bewaar, dat God is die enigste God, daar is geen ander God nie. Wanneer Josia saam met die ganse volk in die tempel by mekaar kom, dan erken hy en die ganse volk, dat God sekere vereistes het, wat hy aan hulle stel, as gemeente. En daardie vereiste kan saamgevat word in Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel, die Here onze God is die enigste Here.
'n gemeente wat by mekaar kom en dit nie as hulle vertrekpunt het nie, is 'n huis wat skeef gebou is, 'n huis wat op sand gebou is, 'n huis wat se dak lek. En dit val op dat selfs tydens daardie gelaaide moment in die tempel, is dit Josia persoonlik wat beloof om die verbond se vereistes na te kom. Hy herhaal eintlik wat Joshua vroeër gesê het. Kies wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Leiers het 'n geweldige groot invloed op hoe hulle volgelinge optree. Ons sien dit in die kerk, ons sien dit in die politiek, ons sien dit in die ekonomie, noem dit net op. Ons sien dit selfs in die onderwêreld. Leiers het 'n geweldige invloed oor hoe hulle optree, want dit het 'n gevolg vir hulle volgelinge. En daarom het die apostel Paulus vir ons skryf, daarom sal leiers swaarder gestraf word as hulle volgelinge. In Jiddisch is daar 'n woord mens. En dit vat 'n mens om op te staan teen wat verkeerd is. Of dit nou leiers is, of dit strukture is, dit maak nie saak wat. Dis 'n vreeslike moeilike woord om in Afrikaans oor te skakel, maar die Joodse skrywer Leo Rosten beskryf dit: to be a mensch means to be decent, responsible and kind. A person to whom you would entrust your life and your reputation. It is easier to be clever than to be a mensch. En die Joodse Pirkei Avot, dis die spreekwoorde van die Joodse rabbies van Jesus se tyd af, word 'n mens beskryf as die persoon wat die beelddraer is van God. So, in Afrikaans gebruik ons ook die woord mens, en sê ons is na die beeld van God geskape. Maar dit vir ons sekere betekenisse. Maar die Jiddische woord, die Joodse woord vir mens, het 'n baie diepe betekenis. Ons het 'n behoefte aan gelowiges as mens in ons tyd, as beelddraers van God. Rabbi Hillel, wat Jesus nog persoonlik geken het gesê, wysheid is om goddelike genade te beoefen. En dit maak van jou 'n mens. Nog een van Hillel se belangrike uitsprake hieroor is, hy sê, streef daarna om as daar geen mens is nie, die eerste mens te wees in die omgewing waarin jy is. Miskien is dit iets waarna ons gaan streef in die Here hervormingsmaand, om meer mens te wees, meer beelddraers van God te wees. En dit is waartoe Josia homself verbind, daardie dag in die tempel. As ek so 'n bietjie kan verder gaan, die verdere tekste kan uitpak. In vers 4 tot 7 raak, hoe kan ek mens wees in die omgewing waar ek is? In die eerste plek dan, raak ontslae van alle afgode wat God se plek inneem. Raak ontslae van alles. Vers 4 vertel vir ons van die Baals en die Asheras en die ander gode wat deur die hemelliggame uitgebeeld is. Hierdie was almal voorspoedsgode. Dis gode wat jy 'n transaksionele verhouding mee gehad het. Met ander woorde, ek gee vir jou iets en jy gee vir my iets terug. Dis hoekom Manasse sy kind offer aan Moloch, sodat hy iets kon terugkry daaruit. Met ander woorde, dis 'n tipe van aanbidding wat ten doel het om myself te bevoordeel, 'n voorspoedsgodsdiens, as ek dit so kan noem. Dit beteken dat ek van hierdie transaksionele godsdienstige goed moet ontslaa raak. Here, as U dit of dat doen, dan sal ek so en so maak. Ek sal gaan sendingwerk doen, ek sal ekstra tiende vir die kerk gee ensovoorts. Dis 'n transaksionele godsdiens. Dis nie 'n godsdiens wat deur die skrif voorgestaan word nie. Dit betrek ons vertroue in God. Habakuk die profeet sê, selfs al sou die vyeboom nie bot nie, ek sal steeds aan God bly vashou. En daarom as ons in hierdie hervormingsmaand daaroor dink, dan is hierdie die punt waar ons moet sê, vat alles weg wat Christus as ons enigste Here verdring. Vat alles weg, my werk, my goed, my huis, my gesin, want dis wat die Here Jesus vir ons sê in die evangelies. As hulle my plek vat, dan is jy besig met afgode. Vers 8 tot 9 staan daar geskrywe, of gaan oor die manier wat jy sê,
Ag, weet jy wat, ek gee regtig nie om wat jy van my dink nie. God ken my hart. God weet wie ek is. God verstaan my manier van leef. Wat is die gevaar daar? Ek self word die hoogste gesag, nie God nie. Ons bou 'n altaar vir onsself in ons eie hart. En Josia herinner ons, God kies waar en hoe hy wil aanbid word, en hy sê dis in die gemeente. Nie ons in onsself nie. Dit gaan oor die gesag van die woord teenoor die gesag van die individu. Dit gaan met ander woorde, as ek dit by die hervorming kan bring, dit gaan oor die geval van sola scriptura, die hele gedagte van die skrif alleen wat vir ons vertel wat ons basis word. Ek verwys net na die teks van Paulus aan Timoteus van die gemeente van die lewende God wat die waarheid dra. Dis in die gemeente hier. As ek nonsens praat van die kansel af, is dit julle reg, is eintlik julle verpligting om vir my te sê, nou praat jy twak. Jy kan nie dit sê nie. Wat is jou skriftuurlike begronding daarvoor? In verse 10 tot 14 word ons gewaarsku teen aanbiddingsplekke wat ons besoek om ons eie begeertes te bevredig, in plaas daarvan om God te vind en te hoor. Plekke waar my ambisie gevoed word, in plaas daarvan dat ek 'n beelddraer van God is in daardie plekke. Ek dink sommer aan die kerkvader Antonius. Hy het gesê, as jy baie gemaklik raak in die gemeente waarin jy is jy of lui, of jy is te besig om jou geestelike onderskeidingsvermoë te verloor. As ons hierso sit en ons dink nie, as ons hierso sit in bloot eenvoudigheid uit gewoonte uit, is ons besig om agteruit te gaan. Ons is besig om vrot te word. En daarom sola gratia, of uit genade alleen, wanneer dit begin verwater, dat die geleentheid wat ons het om as gemeente by mekaar te kom, wanneer ons dit verwaarloos, dan veragter ons in die genade, skryf die Hebreërbrief vir ons. Johan Heinz het gepraat in klas altyd van kritiese solidariteit. Jy bly lid van die gemeente, al stem jy nie altyd saam nie. Jy kan nie wegbreek nie. Jy is met ander woorde altyd krities. Ander woorde, jy oorweeg wat die dominee sê, jy oorweeg wat daar gesê word, jy oorweeg die interpretasie van die skrif, maar jy los nie die gemeente nie. Want dit het neergekom daarop dat jy met ander woorde die liggaam van Christus verlaat. En wie die liggaam van Christus verlaat, is verlore. Dit is 'n sterk standpunt dwars deur die hele kerk. In vers 15 tot 16 gaan dit vir my oor valse leer. En 'n valse leer kan baie aanloklik klink. Ek het al gehoor dat mense sê, God sal niemand laat verlore gaan nie, hy is liefde. God se liefde het grense. Ons lees dit hier in die woorde van Hulda. God begenadig en God straf. Dit is die woorde van die hele Deuteronomium geskrifte. Moenie dink dat God se liefde jou gaan red, as jy God nie terug lief het nie. Het kan ook wees aan die ander kant toe, na die slegte kant toe. Niemand van ons gaan gered word nie, want God kan nie ons tekortkominge hanteer nie. En daarom in hierdie gedeelte vers 15 tot 18 gaan dit vir my oor die soli Deo gloria, gaan oor die eer van God, iets waar Calvin geweldig sterk gekonsentreer het. Vers 19 tot 20 gaan vir my daaroor dat ons die mense kan doodmaak met die evangelie. Klink verskriklik. En nou wil ons dit nog goed praat ook. Iemand het al vir jou gesê, ek kan nie anders nie, maar ek moet vir jou die waarheid sê. En dan is dit daar die waarheid 'n dolk in jou hart. Of iemand wat net vir jou sê, ek moes dit sê want dit is die suiwer evangelie. Hoor jy weer? Die eie individu, die eie ek, wat die oorhand kry, teenoor ons eie, teenoor God en sy woord. Wanneer die evangelie, met ander woorde die goeie boodskap gebruik word as 'n swaard om mense mee te vernietig, dan gebruik ons die goeie evangelie boos. Wanneer ons dit wel gebruik as 'n skalpel om genesing te bring, dan moet jy vir jouself afvra, is ek 'n chirurg? Kan ek dit gebruik? Want as ek dit nie kan doen nie, dan vat ek die persoon na die chirurg toe. Dis een ding om 'n geskaafde knie spoeg aan te smeer.
Dis heeltemal 'n ander ding om 'n gapende wond te moet regmaak. Ons kan nie mense met die evangelie, met die goeie boodskap, vernietig nie. Ons moet hulle neem na plekke toe waar hulle versorg kan word. En daar is Andreas en Filippus vir my pragtige voorbeelde onder die disippels van die Here. Andreas vat vir Petrus. Filippus bring die Griekse Jode wat vir Jesus soek na die Here Jesus toe. As ek en jy nie self iemand kan regmaak nie iemand kan oortuig nie, kom ons neem hulle na iemand toe wat kan. Iemand wat ek vertrou, iemand met die kwalifikasies daarvoor. Vers 21 tot 25, die viering van geloof versus die vrees van geloof. Ons as gelowiges het niks om voor bang te wees nie. Absoluut niks nie. As jy net daaraan dink, ons praat van Pinksterfees, ons praat van Paasfees, ons praat van Kersfees, fees. 'n Fees kan tog nie iets wees waaroor jy bang is nie. 'n Fees is iets waaroor jy bly is. En ons as Christene het by uitstek alle rede om bly te wees. Die God wat die hemel en die aarde gemaak het, die God wat die hemel en die aarde onderhou, die God wat die hemel en die aarde voorberei vir sy terugkoms, is ons God. Dis iets om oor te jubel, dis iets om oor dankbaar te wees elke dag van ons lewe. En daarin help die hervorming ons met solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide en sola gloria Deo gloria. Christus alleen, die skrif alleen, genade alleen, geloof alleen, God se eer alleen. Wanneer ons geloof daardeur begrens word, dan kan ek en jy sê ons is verbind tot God. Want ek dink ware hervorming begin wanneer die finale woord van God, Jesus Christus, ons harte aanspreek en ons hande en ons voete gebruik om hom te verheerlik. Sodat wat ons hande doen en waarin ons voete ons neem, sal bewys, ek glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag dit waar wees van ons almal en mag die Heilige Gees ons help om dit te kan doen. Amen. Ek het U nodig, het ons net toe gesing. En nou gaan ons sing, ons behoort aan U. U kan met ons maak net wat U wil. En dan wil ek soos Augustinus bid, Here, vra, maar gee eers wat U wil vra. Mag U dan ook, Here, in die week wat voorlê, vir ons besonder genadig wees. Ek wil vra dat U vir die studente, die matrieks wat eksamen gaan skryf, dat U vir hulle die wilskrag sal gee om te gaan sit en te studeer, vir die studente op universiteit ook. Almal wat besig is met toetse en eksamens, dat hulle by die punt sal kom waar hulle regtig sal gaan sit, en ek wil vra, Here, dat U enige ander dinge wat hulle aandag mag aftrek, mag wegneem, sodat dit wat hulle mee studeer, wat hulle moet instudeer, dat dit regtig ingang mag vind. Ek wil ook bid dat wanneer hulle agter daardie lesenaar gaan inskuif om die vraagstelle te beantwoord, dat U alle vrees vir hulle sal wegvat, maar die vrees sal vervang met daardie vrede. Ek is voorberei. Ek kan, want God het my gehelp. Ek wil bid vir ons as ouers wat sit met kinders wat eksamen skryf, kinders wat deur dinge gaan, moeilike tye gaan. Here, wees ons ook genadig in hierdie tyd. Dra ons in dit alles. Ek wil dink, Here, aan mense wat seer kry, en dat U vir ons dan sê, maar, soos ons lied ook sê, ons loop somtyds eenvoudig net by hulle verby. Maak daarom ons oë oop, ons harte, ons hande, en gee aan ons die voete van die bereidheid vir die evangelie van Jesus Christus. Ek vra dit alles, want ek bely U as die enigste Here wat daar is, en ek wil so graag hê, hierdie gemeente en hierdie luisteraars vandag, sal ook vir U erken, as die enigste Here, ons verlosser. Amen.